Julle kan so sit en maar saam sing. Niks is onmoontlik in sy naam. Jy hoef nie te vrees, hoef nie te twyfel. In sy woord beloof hy mooi. Kom na my met al jou pyn. Niks is onmoontlik in sy naam. Jy hoef nie te vrees, hoef nie te twyfel, want in sy woord beloof hy mooi. Kom na my met al jou pyn, staan in sy naam, in jou omstandigheid, in sy naam, in jou verdrukking, staan in sy naam, in sy naam, in sy naam, staan in sy naam, staan in sy naam, in jou omstandigheid, in sy naam, in jou verdrukking, staan in sy naam, in sy naam, in sy naam, staan in sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, is waarin ek staan, ons sing sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, is waarin ek staan. Ons gaan elke vers nog eens een keer sing. Niks is onmoontlik in sy naam. Jy hoef nie te vrees, hoef nie te twyfel, want in sy woord beloof hy mooi. Kom na my met al jou pyn, staan in sy naam, in jou omstandigheid, in sy naam, in jou verdrukking, staan in sy naam, in sy naam, in sy naam, staan in sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, is waarin ek staan. Die laaste keer sy naam, ons sing sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, is waarin ek staan. Amen. Want sy naam is die naam wat bo elke naam is. En in sy naam moet elke knie buig. En elke tong moet bely dat hy God is. Amen. Kom ons sing 'n koortjie saam. Kom staan saam met my. Wie is ek dat die hoogste Heer my in sal nooi? Eers verlore maar nou gevind, hy's lief vir my, so lief vir my. Wie die seun vry maak
is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja ek is. Vrygekoop uit my skuld, betaal sy genade is diep. Wyl steeds in my sonde skuld het hy vir my gesterf. O, hy het vir my gesterf. Wie die Seun vry maak, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja ek is. In my Vaders huis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja ek is. Ek's gekose, nie verlate, ek is wie U sê ek is. U staan vir my, U lief die in my. Ek is wie U sê ek is. Ek's gekose, nie verlate, ek is wie U sê ek is. U staan vir my, U lief die in my. Ek is wie U sê ek is. Ek is wie U sê ek is. Wie die Seun vry maak, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja ek is. In my Vaders huis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja ek is. Ja ek is. Halleluja. Ja, is interessant, né? In my Vaders huis is 'n plek vir my. En dit is sekerlik een van die grootste skrifmisverstande wat daar kan wees. Want hy het gegaan om vir ons 'n plek te berei, sodat ek kan wees waar hy is en hy kan wees waar ek is. Amen. Prys die Here. Baie, baie interessant. Maar jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Want wie die Seun van God vrygemaak het, is waarlik vry. Ek wil vanmôre vir u baie goeie raad gee wanneer jy na jou Bybel toe gaan, voor ek met my boodskap begin. Jy weet, ons is geneig, ons vat die Bybel en dan maak ek hom hier oop. Dan lees ek gou 'n dagstukkie. En môre dan maak ek hom daar oop en dan lees ek gou 'n dagstukkie. En dis baie goed. Dis baie, baie goed. Maar weet jy, dagstukkies bring jou nie by God se plan uit nie. God het 'n plan waarvolgens hy gewerk het en waarvolgens hy werk. Want as jy nou vandag die Bybel oopmaak en die Bybel sê vir jou addergeslag, jy het die duiwel as vader, dan het jy 'n probleem. Want glo jy daai dagstukkie? Want daai addergeslag het die Here Jesus gegee aan die Fariseërs en aan die skrifgeleerdes vir hulle wat nie in hom geglo het nie. So 'n dagstukkie is baie goed as jy weet wat die plan van God is. My raad vanmôre aan jou is, vat 'n boek en lees hom. Van 1 vers 1 tot die laaste vers. En dan môre vat jy daai selfde boek
1 vers 1 tot die laaste. En oormôre vat jy dieselfde boek, totdat jy die plan van God in daai boek raak gesien het. Want jy sien, God werk volgens 'n plan, en daar's baie goed wat die predikers of die apostels en die skrywers gesê het, maar hy sê dit half in 'n wegsteek ding. En hoe meer jy dit lees, hoe meer tel jy die plan op. Hoe meer kom jy agter wat hy vir jou wil sê. En dan vat jy dit en dan maak jy 'n koneksie terug na die kruis toe. Hoor jy wat ek sê? Dan vat jy en jy maak 'n koneksie terug na die kruis toe. As jy in die Ou Testament lees, dan maak jy 'n koneksie na die kruis toe. Want die Ou Testament is vervul in die kruis. Die kruis is ons verwysing na die Nuwe Testament wat sal volg. So as jy in die Nuwe Testament lees, maak die koneksie terug kruis toe. Want daar het alles in vervulling gegaan. En die Ou Testament verwys heen na die kruis toe. Kom ons maak die Bybels oop in Psalm 107. Ek gaan dit vanmôre gou vir u demonstreer. Psalm 107. En ek gaan vir u vers 20 lees. Psalm 107 vers 20. Hy sê, ek het 'n woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile red. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Ons het verlede week baie gesels oor die woord wat vlees geword het. Ons het baie gesels hoe die koneksie tussen ons en daardie vleeswording gemaak kan word. En hier sê hy in 'n profetiese woord, hy stuur sy woord om hulle te genees. Right? Hy stuur sy woord. En daar lê ook 'n groot waarheid in dit. As jy intens luister na die woord wat vrymaak, as jy intens inneem die prediking van die woord wat vrymaak, en jy geloof het in daai vrymakingswoord, het jy nooit nodig dat iemand vir jou kom bid of jou hande oplê of wat ook al nie. Want die woord wat uitgaan, het die krag van God, want dit is God se woord, om jou vry te maak, om jou te verlos. En ek sê nou nie, moenie laat mense nie vir jou bid nie, dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê, as ons die woord van God werklik glo, het daardie woord van God krag om jou vry te maak en jou te verlos. Anderste is dit nie God se woord nie. Want hy stuur sy woord uit. Nou ons het, soos ek gesê het, ons het baie oor die vleeswording van die woord gesels. En daarom, in die lewe van die Here Jesus, was dit ook 'n probleem. Hy het in die lewe gelewe, maar ons weet, as ons daar na Lukas toe gaan, Lukas 4, dan het die lewe van die Here Jesus 'n draaipunt bereik. Hy het 'n draaipunt bereik. Hy het gekom en hy is gedoop deur Johannes in die woestyn. In die Jordaan. En ek wil hê jy moet net weer saam met my dit vinnig deurgaan. Lukas hoofstuk 4. En ek gaan vir die daar vers 18 lees. Ons weet hy's gedoop. En die Bybel sê dat hy is vol van die Heilige Gees, het hy van die Jordaan afgekom. En hy is die woestyn ingedryf. Nou sê, ons weet dat hy in die woestyn, het hy met die duiwel 'n konfrontasie gehad. Ons weet dit. Nou sê in vers 18 van Lukas 4, hy sê, en hy het opgestaan uit die sinagoge. Ek gaan nou, hy het opgestaan, ek gaan na vers 14 toe nou gaan.
uit die sinagoge en in die, waar is ek nou? Man, magtig, ek is nou verkeerd, ek net by die regte vers kan kom. Hy sê, en die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring. Om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, en aan die gevangenes vrylating te verkondig. Kan jy sien wat het hulle in Psalm 107 geprofeteer? Hy het sy woord uitgestuur, en hier het die woord vlees geword, en hier het die woord beginne om daardie profesie in vervulling te bring in die lewe van die Here Jesus. Hy stuur sy woord uit om te genees, en ons weet dat die woord het vlees geword, hy het onder ons kom wandel, en daardie woord ontvang die bediening in die woestyn. Hy moet die Gees van die Here wat op hom is, moet gaan genees, vrylating aankondig, die gevangenes vrymaak, en aan die mense opening van die gevangenes dien. So net om vir u te bewys, dat die Ou Testament in 99% van die gevalle wys na wat gaan gebeur met die Here Jesus en verwys na die kruis toe. En hy kom en hy vervul dit as 'n bewys dat hy gekom het. Maar daar is iets in Johannes 4 vers 14 wat ek wil hê jy moet saam met my lees. Nadat hy uit die woestyn uitgekom het, nadat hy in die sinagoge was, nadat hy die verklaring gemaak het vir die vervulling van Psalm 107, sê die woord hierdie, maak hy die woord hierdie stelling. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. Hy kom, hy ontvang in die Gees van die Here, hy word deur die Gees van die Here die woestyn ingevat, en as gevolg van sy werking met die duiwel en sy vertroue in die Gees van God in sy lewe, word hy gevul met die krag van God. Daartoe hy ontdek wie hy is, toe hy ontdek wat gebeur, toe hy ontdek dat hy die vervulling is van wat voorlê, toe kan hy met die krag van God die wêreld ingaan en doen wat hy veronderstel was om te doen. Ek wil vanmôre vir u dit sê. Hy was ook in die wêreld. Die wêreld het ook sekere dinge in sy lewe na hom toe gegooi. Hy moes ook die lewe trotseer. Hy moes ook swaar kry. Hy moes ook ontdek dat die skepper van hemel en aarde is sy Vader. Die lewe het hom ook stief behandel. As jy mooi na die woord van die Here toe gaan en jy kyk mooi, dan was daar 'n tyd in sy lewe wat sy eie broers nie in hom geglo het nie. Daar was 'n tyd toe sy moeder en sy broers voor die deur gestaan het in die plek waar hy gepreek het, en hulle wou hom uit die samelewing uithaal omdat hulle gesê het daar's iets fout met hom. Hy moes dit ook trotseer. Hy moes ook die lewe hanteer soos wat ek en jy die lewe moes hanteer. Maar hy het een ding ontdek. Die krag van God was werksaam in sy lewe. En dit is die belangrike, dit was die draaipunt in sy lewe. Dit was die tyd toe hy besef het, kyk, ek en my Vader gaan alleen in hierdie lewe staan. En alles wat die Vader van my verwag om te doen, dit gaan ek doen. Maak nie saak wat die lewe my kan toe bied nie. Luister mooi wat ek sê. Want in my Vader en in die krag van my Vader en in die krag van die Gees van my God is daar 'n vermoë om oorwinning te behaal. Luister mooi wat ek sê. Is daar vermoë om oorwinning te behaal.
En soos wat ek altyd sê, nie net 'n voorbeeld van ons nie, nie net vir ons nie, maar ook hoe ons moet wees. En die lewe moes hom, ek wil so ver gaan om te sê, die lewe moes hom meer gee, as wat baie mense kry. Om te bewys, dat hy is oorwinnaar. Om te bewys, dat God is 'n werklikheid. Om te bewys, dat die skepper van lewe, van hemel en aarde, lewe werklik. En hy het vir my en jou daai prys betaal, sodat ek en jy tot die besef en tot die punt moet kom, net soos wat hy dit gekom het, om te weet en te God lewe. En ek sal moet beginne die bewys daarvan lewer. Want toe hy die prys betaal het vir lewe op die kruis, is dit sy lewe wat hy aan jou gedeponeer het. Die lewe wat hy van die Vader gekry het, het hy aan jou gedeponeer. En ek en jy moet beginne in ons lewe bewys lewer dat God lewe. En wegkyk van wat die lewe gee, maar raak sien wat God gee. En daarin lê 'n baie, baie groot ding. Jy sien, ons wil net die mooi van die lewe hê. Maar as jy nooit vir God onder 'n toets gestel word nie, hoe sal jy ontdek dat God lewe? As die lewe vir jou nooit iets moeiliks gee nie, hoe sal jy agterkom jy's 'n oorwinnaar? Hy moes die duiwel alleen konfronteer. Ek en jy het nie nodig nie. Toe hy daai prys betaal het op daai kruis, toe sê hy, die lewe wat ek het, sal jy hê. Die gees wat ek het, sal jy hê. Ek sal jou innooi in die plek van my Vader, sodat my Vader kan wees waar jy is. En jy kan wees waar my Vader is. Ons sal moet, wil hom op 'n plek in ons lewe kom, om 'n bewys te lewer dat God lewe, en ek lewe in God. Ons sal moet op die plek kom. Anderste, hoe sal daar vir God oorwinnaars kom? Hy sê mos Paulus, die lewe wat ek lewe, is nie ek wat lewe nie. Dis God wat in my lewe. Die huis wat ek het is nie my huis nie. Dis God se huis. En een of ander tyd in ons lewe, sal God ons moet op 'n plek bring, om 'n bewys te lewer, dat God werklik is, dat God werklik lewe. Jy sien, ons almal het hierdie visie en hierdie ding, dat God het ouens uitgekies. God het mense spesiaal geroep. Ek wil jy moet saam met my blaai na die boek van Jeremia. Ek het hier geskryf, nee ek het nie. Jeremia, hoofstuk 1, het ek hom vir jou gegee is? Jeremia hoofstuk 1. Luister wat sê Jeremia hoofstuk 1. Jy sien, ons wil net sekere dinge in die lewe vat. Kan jy vir my opsit? Jeremia hoofstuk 1, vers 5. Jeremia hoofstuk 1 vers 5. Ons almal ken dit, ons almal weet dit, ons almal. Hy sê, voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek jou by jou naam geroep. Voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek jou by jou naam geroep. Voordat jy tevoorskyn gekom het, het ek jou geregverdig. En ek het jou aangestel as 'n profeet van nasies. En ons het verlede week gesien, wat het die Here aangaande ons gesê?
Want die woord is baie duidelik dat hy sê God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. So as God vir Jeremia geroep het, God vir Paulus geroep het, God die ons meester geroep het, dan roep hy jou met dieselfde roeping, omdat God nie 'n aannemer van die persoon is nie. Wat het ons verlede week gelees in Efesiërs hoofstuk 1? Sit dit vir ons op, Efesiërs hoofstuk 1 vers 3, tot en met vers 5, kom ons lees dit saam. Hy sê geseënd, is jy daar? Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly in Christ. Vers 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Soos hy ons uitgekies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om onsself aan te neem, as kinders deur Jesus Christus, volgens sy goeie wil. Sien jy dit daar? Tannie Katrien, having predestinated us. Vooraf besluit wat jy en ek moet wees. Dieselfde roeping wat Jeremia gehad het, wat Elia gehad het, wat die Here Jesus gehad het, is dieselfde roeping wat God jou mee geroep het, vir een doel voor oë. Vir een doel voor oë, om te bewys dat dit wat God aangaande die mens gesê het, en dit waarvoor hy die prys betaal het op die kruis, 'n werklikheid kan word. Want jy sien, Jeremia staan, en hy sê, hy stuur sy woord. En op die kruis gaan daardie woord wat vlees geword het, in vervulling vir jou en my lewe. Op die kruis gaan dit in vervulling, sodat daar 'n groot verskil is, 'n baie groot verskil is, tussen die roeping van hierdie mense, en die roeping van my en jou, wat na die kruis plaasvind. Want hy sê na die kruis, broeders, julle is mede-erfgename van 'n goddelike roeping. Met ander woorde, dit wat God in sy lewe gedemonstreer het op aarde, maak hy in sy vlees dood, en hy maak ons deel van 'n goddelike roeping, sodat ons in die vlees kan lewer 'n bewys dat God 'n werklikheid is. Want ek wil vanmôre vir jou hierdie ding sê, toe hy daai prys betaal, toe maak hy die skepper van lewe, en die skepper van die aarde, die gees van God, en hy self kom en hy maak homself lewendig in my en jou lewe, sodat hy in vervulling kan laat bring dit wat ons net nou gesing het. In my Vader se huis is daar baie woonplekke, sodat hy in sy volheid kan kom, en by jou die woning kan kom maak, om jou in staat te kan stel, dat jy deur hom kan wys. Jy het nie nodig om deur die woestyn te gaan en alleenig met die duiwel te wees nie. Hy sê die duiwel het die pad uit vir jou gevat. Maar ongelukkig is daar mense in hierdie lewe wat glo aan die duiwel, en daar's mense wat opereer in die gees van die duiwel. En hulle doen alles wat die duiwel sou gedoen het.
Maar ek en jy hoef nie die duiwel te konfronteer nie. Ons is die oorwinnaars. Ons kan net vir hom sê, God stuur sy woord as lewe uit my uit, om te kan bewys dat God lewe. En daai lewe is in niemand anderste behalwe in my en jou nie. Dis in niemand anderste nie. En daarom sê ek, daar sal moet in ons tyd in ons lewe 'n tyd kom wat ons vernuwe moet word in die gees van ons gemoed, om te weet, te besef en te aanvaar, die lewe wat ek lewe is nie my lewe nie. God se hele hoop is gesetel in die feit dat jy en ek in ons gees vernuwe sal word, sodat sy skepping deur ons vrygemaak kan word. Dis waarvoor hy sy seun gestuur het, om kinders voort te bring soortgelyk soos wat hy is. Ons lees dit mos in 1 Johannes 4:17. Die liefde van God het in ons volmaak geword, sodat ons kan wees soos wat hy is. En daai prys het gemaak, dat ek die vermoë het om saam met my God te kan lewe en bewys te kan lewer, dat die skepper God van hemel en aarde wat my en jou geroep het, lewe. En as jy en ek nie die manne moed het om aan die situasie waarin ons is, lewe te kan gee en te kan verklaar nie, is God net so dood soos die situasie. Hoor wat ek sê vanmôre. As ek en jy nie met oortuiging en in geloof, wat in ons werklikheid is, daardie situasie kan konfronteer met die lewe van God nie, dan is die situasie en God ewe dood. En daarom wil God hê dat ons as sy kinders op 'n plek moet kom om te besef, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Willem, die skrif is baie duidelik. Hy sê hy het gekom om die werke van die vyand te vernietig. Hy het so ver gaan, hy gesê, om hierdie rede het hy vlees en bloed aangeneem, omdat die kinders van God vlees en bloed aangeneem het, sodat hy hom wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, uit die weg uit kon vat. Hy het geword wat ons is. Ons moet word wat hy is. Dis die geheim. Maar weet jy, ons is so teruggetrokke in ons wese. En omdat jy en ek stil en teruggetrokke is God stil en teruggetrokke. Hoor jy wat ek sê? As jy en ek nie vir God opstaan nie, kan God nie opstaan nie. Nou is die tyd vir bewys. Toe hy daar uit die graf uit opstaan, het ek net die preek so, toe hy daar opstaan uit die graf uit, en sy disippels daar in die bovertrek bang is vir die fariseërs, toe kom hy terug en hy sê, vrede vir julle. Ek het gaan vrede maak, ek het die weg gaan voorberei, ek het gaan vrede maak, en soos wat die Vader my geroep het, stuur ek julle in hierdie wêreld, met een verskil. Ek en die Vader woon in jou. Ek en my Vader het ons woning kom maak. Ek en my Vader gaan jou in staat stel. As jy net kan glo, sal alles vir jou moontlik wees. Ek en my Vader het 'n besluit geneem. Daar's niemand beter as jy en ek om vir God te werk nie. Ek vat myself uit die pad uit, sodat jy die woord van God in vervulling kan wees. Weet jy, as ons deur Johannes 14 gaan, dan sê hy hoe hy die plek gaan voorberei het, en hy sê hoe hy gaan
maak dat die Vader en die Seun en die Gees by ons kom bly. Maar dan kom hy op 'n plek in Johannes 14 aan die heel laaste vers van Johannes 14. Dan sê hy, kom ons gaan staan op en ons gaan hier vandaan na verder toe. Hulle het nie opgestaan nie, hulle het nie daar opgestaan en geloop nie. Nee, hy vat hulle na Johannes 15 toe en sê, ek is die wynstok. Ons kan nie bly by die belofte nie. Die belofte moet in vervulling gaan. Die strome van lewende water wat in die wynstok is, die salwing van God, God self wat die wyn is, die wynstok is, jy is ingeënt in daardie wynstok in. Kom ons gaan verder. Ek wil vir jou wys dat die belofte wat ek vir jou gemaak het om vir jou 'n plek na die Vader te voorberei, jy is in daardie wynstok. Jy is deel van my. Halleluja. Here, laat ek net so 'n bietjie terugkom. Jy sien, in Romeine 8, vers 29, kom ons gaan sien toe. Willem, weet jy, daar is 'n dringendheid. Die Gees van God het 'n dringendheid in my geplaas. Maar ek sê, Willem, daar moet 'n tyd aanbreek. Daar moet 'n tyd aanbreek. Dat daar 'n bewys gelewer moet word dat ek lewe. Daar moet 'n tyd aanbreek. Wat ek sê Romeine hoofstuk 8. En ons kan kerk hou. En Here, die rede hoekom ek kerk hou is, daar's net een rede. Ek wil jou opbou sodat jy gevorm kan word na dieselfde beeld van hom wat jou geskep het. Dis al hoekom ek kerk hou. En as ek daarin val, val ek my roeping. Luister wat sê hy. Here, laat ek net vanmôre so 'n bietjie Romeine 8 vers 29 sê. Halleluja. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, kan jy Efesiërs 4 daar raak sien? Die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Vir whom he did foreknew, voor die grondlegging van die wêreld, onthou jy verlede week, voor die grondlegging van die wêreld, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Weet jy, dit is nog steeds God se begeerte, dat daar meer sal opstaan soos hy is, sodat hy nie meer die eersgeborene sal bly nie. 'n Eersgeborene sal bly, maar nie die enige geborene sal bly nie. Die eersgeborene om die weg voor te berei vir die wat daarna sal volg om gebore te word na sy beeld en na sy gelykenis. Vers 30 sê, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Halleluja. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. En ons almal verstaan, Patrick, wanneer was die Here verheerlik? Dit het begin die dag toe daai man hom verloon, toe hy uitstap, toe sê die Here, nou is die seun van God verheerlik. En die duiwel het aan hom geen mag nie. En toe hy uit die dood uit opstaan en hy verheerlik word om te gaan sit aan die regterhand van die Vader om die verheerliking te voltooi. Toe sê hy, julle is saam met hom opgewek. Julle is saam met hom gaan sit in hemelse plekke. Jy is verheerlik net soos wat ek verheerlik is. Die probleem is,
Ons wil die aarde beïnvloed met 'n aardse perspektief. Terwyl ons die aarde moet infiltreer met 'n hemelse perspektief. Hy sê daarom aan die owerhede en magte aan die hemele bekend maak die groot menigvuldigde van God se genade. Met ander woorde, jy en ek moet 'n hemelse perspektief aarde toe bring en bewys lewer dat die God van hemel en aarde lewe en is werksaam op die aarde in niemand anders se lewe behalwe deur joune. Jy sien, ons het 'n aardse perspektief dat ons moet hemel toe gaan. Terwyl God sê, kry 'n hemelse perspektief waar jy my werklikheid aarde toe kan bring. Anders te lewe ek en jy met 'n hiernamaals perspektief. Tannie Katrien, dan lewe ons met 'n hiernamaals perspektief. Want die dag as ek doodgaan, sal ek in sy volheid wees. Terwyl hy sê, ek het die prys vir volheid betaal op aarde. En jy kan maar gaan. As daar nie 'n tyd in jou lewe ooit gaan aanbreek om God lewendig te bewys nie, dan is dit reg. Dan moet ons die tydige met die ewige verwissel. Ek wil jou vra, wat moet God met ons maak as ons vir hom niks werd is nie? Wat moet God met ons maak as ons nie 'n bewys kan lewer dat God lewe nie? Here, ek is so ver van my. Die laaste vyand. Ek weet nie wat Willem is nie. Maar elke skool sê is ek weet hom al van my preek af weg. Die laaste vyand wat oorwin moet word is die dood. En hoe sal die dood oorwin word as almal na die dood soek om by God te wees? Almal sê die Here sal eendag die dood oorwin wanneer hy het die dood oorwin toe hy die prys betaal het vir hom wat mag oor die dood het. Hy staan en hy sê ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Ek gee vir jou wat jy sluit sal gesluit wees, maar wat jy oopmaak sal oopgemaak wees. Johannes 14, vers 31. Sit hom vir my daarop, en as ek dink ek het hom vir jou gegee. Johannes 14, vers 31, sit hom daarop. Hy sê, laat ons hier vandaan af kan weggaan. But that the world may know that I love the Father. And as the Father gave me commandment, even so I do, arise, let us go hence. In ander woorde, hy sê nie, kom ons gaan na 'n ander plek toe nie. Hy sê, kom ons gaan na die plek toe, wat God my toebedeel het om aan julle te gee, sodat julle kan voortgaan met wat ek is en wat ek moet doen. En toe deur Johannes 14, en deur Johannes 15, en deur Johannes 16 moet hulle werk, toe kom hy op 'n plek en hy sê, in Johannes 16 sê hy vir hom, Here, nou glo ons dat u vanuit die Vader uit voortkom. Toe eers ontdek sy disippels wie hy werklik is. Nou glo ons dat u vanuit die Vader afkom en na die Vader toe teruggaan. Toe eers sê, alles wat julle nou vra in my naam sal ek vir julle doen. As jy besef dat ek vanuit God kom, maar die besef lê daarin, in Johannes 17, waar hy gesê het, Vader, ek bid, vat hulle nie uit hierdie wêreld uit weg nie. Het jy dit gelees? Vader, ek bid, vat hulle nie uit hierdie wêreld uit weg nie. Maar ek bid dat hulle een sal word, soos wat ek in u in my is, sodat hulle in ons een sal word, sodat hulle volmaak een kan wees.
Vir een rede. Dat die wêreld kan sien. God het my gestuur. En ek wil vanmôre vir jou sê dat die wêreld kan sien dat God jou geroep het. Nie met 'n spesiale roeping nie, geroep as 'n kind van God, as 'n seun van God, om te demonstreer dat my Vader lewe. En omdat my Vader lewe, daarom kan ek lewe. Daarom kon die Here Jesus vir die Fariseërs en vir die ouens sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Want die geregtigheid van God het ek geword, omdat hy hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, sodat ek die geregtigheid van God kan word. En as ek die geregtigheid van God is, dan is die geregverdigde God deel van my lewe, deel van my opset, deel van my bestaan. En omdat God geregverdig is ek geregverdig. En omdat ek geregverdig is, kan ek geregtigheid aan die wêreld openbaar. En bewys die geregverdigde God van hemel en aarde lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, luister wat ek vir jou sê, in hierdie week wat kom, gaan jy getoets word om te bewys dat God lewe. Jy gaan getoets word om dit te bewys. Ek staan nie vanmôre hier om vir jou te sê en vir jou mooi broodjies te bak nie. Die tyd het aangebreek vir bewyslewering. En as jy dit nie doen nie, wat se nut het ons vir God? Ek wil dit weer sê. OK, ek sal stadiger praat. Ek sal sagter praat. As ons dit nie kan doen nie, wat se nut het ek vir God? Tannie Katrien, wat se nut? Jy sien, daar's een waarheid in die skrif van God, wat ons as kinders van die Here miskyk. Dat die wêreld wag met reikhalsende verlanging op die openbaarmaking van God se kinders. Want die skepping is onderworpe aan nietigheid, nie gewillig nie. Hulle wil nie vasgevang wees nie. Hulle wag vir die kinders van God om dit vry te maak. Want as die seun van God jou vrygemaak het, moet ek en jou die seun van God aan hom bekend stel, sodat hy ook kan vry wees. Wat is die nut daarvan om daar op my eie te sit en sê, Vader, word verheerlik en ek verheerlik hom nie. Vader, verheerlik U self deur my lewe. En ek is nie gewillig om dit te doen nie. Weet jy, hulle vang die Here Jesus. En hy's daar by Pilatus en hy word ondervra en hier gaan sit ou Petrus. Die skrif sê Petrus gaan sit om die einde te sien. En almal dink Petrus gaan kyk hoe hulle die Here Jesus doodmaak. Nee. Petrus gaan sien hoe dat die einde aanbreek vir Jesus se aardse bediening, sodat hy kan opvat waar Jesus opgehou het, waar hy kan beginne. Want die koringkorrel moet in die grond val, en Petrus gaan sit en kyk, wanneer val die koringkorrel in die grond? Sodat ek kan vrug oplewer namens hom. Almal dink Petrus is die verraaier, want hy gaan kyk hoe hulle die Here Jesus doodmaak. Nee. Hy het nou net by die Here Jesus gehoor, hy gaan een word met die Vader. Hy gaan een word met die Vader. En Petrus staan en wag. Here, wanneer stap ek in jou bediening in? Wanneer stap ek in jou roeping in? Here, jy het gesê die koringkorrel gaan in die grond val en jy gaan menigte vrugte oplewer. Hier's 'n vrug, Here. Wat wag? Hier's 'n vrug, Here. Wat wag? Sodat ek kan aangaan en te kan wys. Hey,
het vir my gesterf en ek lewe vir hom om te bewys dat hy lewe. Ek wil vanmôre vir jou vra, wie gaan anderste as kinders van God 'n bewys kan lewer as dit nie jy en ek is wat onder die waarheid sit nie. Weet jy wat is die waarheid en die persepsie van baie mense? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Ek en jy sit in hemelse plekke. Saam met hom. En as jy wil hemel toe gaan, is reg. Maar God wil jou eerder gebruik om 'n bewys te lewer van wie en wat God is. Halleluja. Lees saam met my 1 Johannes 3. Ek wil nou net 'n bietjie net kalmer word en so 'n bietjie 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes is baie die klein Johannes agterkant. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 5 sê dit. Die ding waarmee ons die heeltyd mee sit en 'n probleem mee het. En julle weet dat hy verskyn het om sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Sien jy dit daar? Blaai saam met my na 1 Johannes hoofstuk 4 vers 1 is. En ek gaan vir u. And you know that he was manifested. He was manifested. He was manifested. Hy het aarde toe gekom, he was manifested to take the sin away. Willem, weet jy wat is ons probleem? Mense wys ons sonde uit. Jou sondaar. Mense wys jou sonde uit. Mense probeer alles in hulle vermoë om te bewys hoe sleg jy is. Hulle probeer alles in hulle vermoë om jou te kritiseer. Hulle probeer hoeveel bewyse lewer dat jy nie werd is om 'n kind van God genoem te word nie. Maar as ek vernuwe is in die gees van my gemoed, dan sê ek, my sonde is weggeneem. Hy het vir my sonde geword. En my verlede sonde, sê die skrif, dink God nie meer aan nie. En die grootste briek wat die lewe aan jou kan gee, is om vir jou te probeer diskwalifiseer van dit wat God in gedagte het. En dink jy die gees van die duiwel lewe nie al? Man, hy weet. En hy misbruik dit. En weet jy wat hy gebruik? Hy misbruik kinders van God om jou te misbruik. Kan ek weer so 'n bietjie van my preek af weggaan? Samson staan voor die Filistyne. En die Israeliete besluit, hierdie Filistyne gee ons harde tyd. Hulle verbrand alles, steel alles, beroof alles as gevolg van Samson. En hy gaan staan, Samson sê, ek sal hierdie Filistyne namens julle beklei. Doen my net een guns. Moenie julle teen my draai nie. En weet jy vandag, jou grootste vyand is hulle wat sê hulle is kinders van God. Hulle wat jou draai. Is hulle wat jou uitbuit. Is hulle wat van jou skinder. Dis hulle wat van jou sleg sê.
Want hy weet nie dat soos wat God jou vrygemaak het, God hom ook kan vrymaak nie. Hy is nie vernuwe in die gees van sy gemoed nie. Hy hou jou verlede aan jou vas, terwyl God sê aan jou verlede dink ek nie. En so Sam Simpson, toe daai Israeliete besluit, ons gaan 'n bietjie gehoor gee aan hom, toe vat hy die Filistyne met die krag van God. Omdat daar geen aanklag van sy broeders teen hom is nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy moet ons ore toemaak vir die aanklaer van die broers. Want as ons ore uitleen vir die aanklaers van die broers, sal jy nooit kom waar God jou wil hê jy moet wees nie. Want dit gaan altyd, moet ek sê, 'n spinner in die works gooi. En as ons nie volkome vernuwe word in die gees van ons gemoed nie, gaan daai aanklagte van die broeders ons kortwiek. En daar sal geen bewys gelewer kan word nie. Want ek sê 1 Johannes 4 vers 1. Hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit. Jy gehoor wat hy sê? Of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God. Who? Because many false prophets are gone into the world. Hoe sal ek hom toets? Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Luister vanmôre. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Hoor mooi wat hy sê. Vers 3. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is in the world. Luister, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou in die wêreld. Luister, julle is uit God, net die volgende vers. Julle is uit God, my kinders, en hy het hulle oorwin. Met ander woorde, elkeen wat vir jou sê dat die volheid van God nie in jou vlees gekom het nie, elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, wat nie bely dat Jesus Christus ook in jou vlees gekom het nie, is die gees van die Antichrist, en hy's nou al reeds in die wêreld. En hy sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Jesus Christus het in my vlees gekom, die dag toe hy daar uit die dood uit opstaan, toe sê hy, julle is my liggaam. Kan ek verder gaan? My vlees en my bene. En elke een wat dit nie kan bely nie, het nie by God uitgekom nie. Hoor jy wat ek sê? Elke een wat dit nie kan bely nie, het nie by God uitgekom, sodat God by hom kan kom bly nie. En hulle een kan word nie, ja. Julle is uit God, my kinders, omdat julle uit God is, kan julle die wêreld oorwin. Hy wat nie glo dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, is die gees van die Antichrist. En hy's nou al in die wêreld. Jesus sê, dit is my liggaam, as ons by die nagmaaltafel staan, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis.
Hy wat op onwaardige wyse aan hierdie tafel sit en dit eet en drink 'n oordeel oor homself, omdat hy die liggaam van die Here nie kan onderskei nie. Wie's die liggaam? Ek en jy. So as hulle die liggaam van die Here nie kan onderskei nie, en nie kan onderskei dat Jesus Christus sy woning by jou kom maak het, nie kan onderskei dat jy en hy dieselfde vlees deel nie, is dit die gees van die anti-kris. En daardie persoon kan nooit 'n bewys lewer nie. Maar vanmôre sê ek vir jou, jy is in staat deur God om 'n bewys te lewer, omdat hy wat in jou is groter is as hy wat in die wêreld is. En julle het die wêreld oorwin, my kinders. En al wat hy van ons verwag is om te sê, staan op. Glo wat ek vir jou gedoen het. Ek wil dit weer herhaal. 1 Johannes hoofstuk 4 vers 17 sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Soos wat hy is ons in hierdie wêreld. Quoteer ek reg dan nie, Katrien? Is ons in hierdie wêreld, nie in die hiernamaals nie, in hierdie wêreld, sodat ons kan bewys lewer aan God se skepping, dat die Skepper wat alles in lewe ingespreek het, werklik lewe omdat hy in my lewe. En ek wil weer vir jou sê vanmôre, die tyd vir bewys het aangebreek in my en jou lewe. Jy sit vir 'n paar jaar onder die waarheid. Die waarheid het jou vrygemaak. Maar die waarheid sal ook maak dat jy in die krag van God kan voortgaan as gevolg van die waarheid, omdat hy in jou lewe. Glooi dit vanmôre. Ek is oor my tyd, glooi dit vanmôre. Kan ons vanmôre staan en 'n verklaring maak vanmôre? Kom ons staan vanmôre. Is reg, jy kan maar sit. Sê saam met my vanmôre, as jy dit glo. Vader, ek het gehoor vanmôre. Vader, Jesus, Heilige Gees, eenheid, ek hoor vanmôre. U is volkome in my, met u goddelike volheid. Help my om te wees soos u is. Ek weet dit is 'n leerskool, en ek weet dit is 'n pad wat verandering gaan bring. Maar hier is ek, Here. Vat my in hierdie wêreld, om die wêreld te wys, my God lewe, en help my om bewys te lewer deur my. Amen. Amen. En wie die seun van God vrygemaak het, sal waarlik vry wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, stap met die wete, die krag en die volheid van God, om te weet, jy is in staat om die verandering te kan bring, in Jesus naam. Halleluja. Prys die Here. Vader, baie, baie dankie. Dankie Here, en ekskuus Vader, dat ek nie so in lyn vir lyn volgens my preek afgaan nie, ekskuus Here, maar ek weet vanmôre, u lewe en die waarheid het deurgekom in Jesus naam. Amen en amen.